Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam met Levitikus hoofstuk 19. Ons lees in hierdie hoofstuk van God se begeerte dat sy volk op 'n manier moet lewe wat afgesonderd en onderskeibaar van die wêreld rondom hulle moet wees. Die kern van Levitikus 19 is dat die Bybel respek en gehoorsaamheid aan God vereis, en dat ons dit in elke aspek van ons lewe moet uitleef. In verse 1 tot 4 lees ons van heiligheid, die eer van ouers en die onderhouding van die Sabbat. Hierdie verse wys dat God orde, respek en toewyding belangrik ag, en Jesus het hierdie beginsels bevestig en selfs verdiep deur te wys dat ware gehoorsaamheid uit die hart kom. Dit herinner ons dat ons verhouding met God die grondslag van ons hele lewe behoort te wees. Verse 5 tot 8 gee riglyne oor offers en aanbidding. Die klem val op eerbied, gehoorsaamheid en opregtheid voor God. En hierdie beginsels bly vandag net so relevant. God verlang nie bloot uiterlike godsdiens nie, maar 'n hart wat hom met opregtheid dien. In verse 9 en 10 word Israel beveel om voorsiening te maak vir die armes en behoeftiges. God leer sy volk om nie net aan hulself te dink nie, maar om medelee en vrygewigheid te betoon. En hierdie gedeelte herinner ons dat liefde vir God sigbaar word en ons liefde vir ander. Verse 11 tot 14 spreek eerlikheid, respek en verantwoordelikheid aan. Diefstal, bedrog, leuns en die uitbuiting van ander word veroordeel. En hierdie verse wys hoe belangrik integriteit vir God is. As Christen behoort ons bekend te staan as mense van waarheid, eerlikheid en betroubaarheid. In verse 15 tot 18 lees ons van regverdigheid, liefde vir ons naaste en die gevaar van bitterheid en om 'n wrok te dra. Jesus het hierdie beginsels verder uitgebrei deur te leer dat selfs woede en haat in die hart aangespreek moet word. Nou hierdie gedeelte beklemtoon hoe belangrik dit is dat ons verhoudings reg moet hou en ander met liefde en respek te behandel. Verse 19 tot 22 herinner God sy volk aan gehoorsaamheid en reinheid. Die onderliggende beginsel is dat God se standaarde nie willekeurig is nie. Hy verlang dat sy volk hom vertrou en sy leiding volg. Die gedeelte in verse 23 tot 25 herinner Israel aan hul reis deur die woestyn voordat hulle die beloofde land ingegaan het. Sien, selfbeheersing en geduld was nodig voordat hulle die vrug van die land kon geniet. En dit herinner ons dat gehoorsaamheid soms wagtye vereis, maar dat God se seën op sy tyd kom. In verse 26 tot 28 word die volk gewaarsku teen gebruike wat met heidense aanbidding verbind is. Die beginsel hier is dat God se volk hulle nie deur die waardes van die wêreld moet laat beïnvloed nie, maar deur sy wysheid gelei moet word. In verse 29 en 30 word God se volk herinner om die waardigheid van hul dogters en vroue te respekteer en om eerbied vir God se aanbidding te behou. Hierdie verse wys dat respek vir mense en respek vir God hand aan hand gaan. In verse 31 en 32 herinner God sy volk om hom vir leiding te vertrou, eerder as om mediums en waarsêers te besoek, en om respek vir ouer mense te betoon. Nou hierdie verse beklemtoon respek, nederigheid en vertroue in God. Verse 33 en 34 herinner ons daaraan om vreemdelinge met liefde en vriendelikheid te behandel. God maak geen onderskeid op grond van herkoms of status nie.
Hy verwag dat sy volk dieselfde gesindheid sal openbaar. Nou die laaste verse, 35 tot 37, fokus op eerlike handel en regverdigheid. God verlang dat sy volk met integriteit sal optree in alles wat hulle doen. Nou Levitikus 19 leer dat heiligheid sigbaar moet word deur respek vir God, respek vir mense, integriteit en ons optrede en gehoorsaamheid aan God se leiding. Mag ons daarom daarna strewe om elke dag met respek, integriteit en gehoorsaamheid te leef, sodat ons lewens weerspieël dat ons aan Christus behoort. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.